Selfde maar by Valdam met die proewe toe die wind so hard gewaai het. Jy gooi daai 115 maar daai wind druk jou lyn so laat die vis byt en dan ewe skielik gaan jy van die byt af met die wind wat so waai. En wat mens toe agtergekom het is jy loop net jy klip hom uit en dan loop jy so 3 tree agter. Go-to tip vir winterkamp. Dis hy winterkamp is nou maar baie eenvoudig. Die weer bepaal hoeveel jy drink. Nee? Hy sê van daar's 'n klein gap in jou aand waar jy genoeg gedrink het waar jy nie koud kry nie, maar jy het nog nie genoeg gedrink dat jy te warm is. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons het vanaand vir julle weer 'n bietjie 'n nuwe gas hierso. Ek was onder die indruk, ons het al hom gehad op die podcast, maar toe ek is 'n bietjie verkeerd. Hy was al betrokke by die podcast geweest, maar hy is nog nie as 'n gas op die podcast geweest nie. Maar voordat ons daarby kom, Dad, welkom by vanoggend se episode. Ek het nou net gesê vanaand. Ja, maar ek is so gewoond aan daai gesegdetjie, so dit is nou maar vir julle lekker vroegoggend, vir my lekker vroegmiddag. Ja, môre almal. Sien by ons in Suid-Afrika vandag jeugdag Sakkie, so dis hoekom ons nou maar 'n bietjie van 'n vakansiedag het en dis nou hoekom ons jou vandag in daglig kan sien en met jou kan rekord. Ek dink dit sal lekker wees. En Dawie is jarelank 'n pel en 'n supporter, so laat ons bietjie hoor wat sê hy. Yes, en dan ons gas vir vanaand is Dawie Olofse. Dis 'n persoon wat lank saam met ons hengel. Julle sal sien hy het vir ons hemde aan. Hy is ook een van die OG's, as ek dit so kan stel. Hy is al vreeslik lank saam met ons. Dis 'n persoon wat ons baie lank ken. Dawie, welkom by The Original Podcast. Môre baie welkom, Sakkie, is nog môre hier by ons hoor. Dis nie aand nie. Dawie, ons is nou op episode 117. So ek het hierdie al 117 keer gedoen. Dit is my partykeer 'n bietjie vreemd. En boonop is dit hier by my ook nou nogal donker en dit is hier's een helse reënstorm. So as ek nou hier uit die venster uit kyk, lyk dit al eintlik donker. Ligte is aan. Skus man. Maar welkom. Welkom. Ja. Maar in elk geval, Dawie, ons het so 'n klein gedingetjie wat ons nou maar elke keer doen as ons 'n nuwe gas kry. Ons gedoen gou so 'n bietjie van 'n vinnige background oor waar jou hengel begin het en al daai tipe van goed. Dad, voordat ons daarby inkom, wil ek net gou een of twee soos announcements net gemaak. Ons het nou so 2-3 weke terug het ons 'n episode gedoen rondom die website en goed soos dit. So ek net vir die luisteraars by die sê wat dan nog gaan kyk daarna nie. Ons website is nou live. Hy word so elke nou dan word hy bietjie geupdate. Al die produkte is nog nie op nie, maar soos gesê het, ek dink was seker about 95% van die produkte is op die ding. Ongelukkig is ek nie daar om foto's en goed van die produkte te neem nie, so ek wag maar vir foto's so as and when it comes through. Ek sit ek het nou maar op die website. Ek sal nou maar nie sê vir wie ek wag nie, maar ek neem aan meeste van julle sal kan aflei. Ons weet mos jou ma's gewoonlik 'n fotograaf. Elke keer moet ek hoor sy is 'n goeie fotograaf. So ja, as julle nog nie daarna gaan loer het nie, gaan kyk. Dis originalmovies.co.za. Daar is nou een of ander tyd daai agterpa die bord agterop pas op die muur het die verkeerde website adres op. So ons moet hom ook nog maar een of ander tyd bietjie change. Okay. Alternatiefelik moet ons net daai website net laat reroute, maar ek sal dit nog eendag doen. So gaan gooi kyk daar op die website. Ek dink dit is regtig mooi uitgelê. Daar kan jy al die produkte sien, 'n klein beskrywingkie van al die produkte. Ons kort hoor ons sê mense, kyk maar wat is die? Julle kan gaan kyk daar, gaan loer, kyk of julle dit kan kry. Dan sal ons vir julle 'n klein beskrywingkie gee. Ons kan ook vir julle nog sê wat julle saam met dit kan gebruik, paar combos en goed so dit. Maar soos ek sê, hy is nog nie heeltemal klaar nie, maar gaan kyk. Ek dink dit lyk nice. En dan nommer 2, ons membership. Ons het 'n membership wat ons nou maar doen hierso, wat ons addisionele video's vir die members doen. So as julle dit nog nie gaan loer het daarna nie. Julle sal sien onder die video is daar 'n join knoppie.
Dan kan julle daar gaan kyk, dis R50 'n maand vir lekker level 1 en dan R100 vir lekker level 2. Op hierdie stadium het hulle nog altyd dieselfde benefits. Die een support jy ons met 4 koffies 'n maand en die ander een met 2 koffies 'n maand. So, dit is maar hoe julle ons help om hierdie ding so neutraal as moontlik te probeer kry sonder om advertensies en goed in die episode in te werk. Ek weet dit is baie keer vir mense moeilik om die join knoppie te kry. So as ek kyk, ek het al gesien dit is nou 'n nuwe ding waar hulle 'n QR code op die skerm sit, dan kan hulle as hulle op hulle TV sit, kan hulle net hulle foon se kamera oopmaak, die QR code scan en behoort hulle deur te vat soontoe. So ek sal kyk as ek onthou om daai QR code hierso vir julle te sit. Dan gaan loer julle daar, ons het nou regtig 'n klompie video's wat ons vir die members uitgesit het wat net vir die members is. En dan het ons nou 'n nuwe ding begin waar ons vrae vat van die members wat hulle nou vir ons stuur hierdie week en dan sal ons elke tweede week as ons genoeg vrae het, sal ons 'n episode maak. Ons het boonop het ons 'n e-mail gekry van een van die members wat ons in vandag se episode sal beantwoord. Net of julle te wys hoe ons daai tipe van vrae gaan beantwoord, net of julle 'n showcase te maak van as julle vir ons daai tipe van vrae die eerste een dan sal ons dit op die membership video's sal ons dit vir julle bespreek. Ons sal dit nou vandag net op hierdie video bespreek. So ek dink dis alles van ons kant af. Daar is al enigiets wat Paan kan dink aan daai kant wat ek nou nog nie genoem het nie, wat ons administratief moet aanvraag. Ek dink dis maar alles is gedoen, ja. Alright, meneer Davie. Jou hengelgeskiedenis, jy sê jy het soos my paal nou is, jy het op die boot begin. Gooi gou vir ons 'n bietjie daarso, hoe het jou hengel begin en hoe het jy gekom tot waar jy is vandag? Ja, nee, dankie Sakie vir die voorreg wat ek het om saam met julle te kan wees op die podcast vandag. Ek het maar as kind het ons maar saam met my pa begin hengel op die oewer en toe het my liefde maar gekom met boothengel. Het ek lank boot gehengel vir die ou Iskor hengelklap nog. Ons het nog die klaphuis gehad daar by Cosmos by Harties. So mense kan altyd daar gaan lons die bote en die goed. So die meeste van ons kompetisies daai tyd was maar Harties en Valdam en Loskop. So ja, daar het ek gegaan en ek het my opgewerk en ek het my Gauteng Noordklere gekry in die boothengel. En op 'n stadium toe hou ek op met dit en toe gaan hengel ek nou net oewer. En ja, toe hengel ek ook vir Iskor, omdat ek by Iskor die bootligas gehengel het. Toe gaan ek na hulle oewerkant toe. Toe gaan hengel ek daar vir baie jare. Waar ek my Gauteng Noordklere gekry het vir oewer ook. En toe gaan ek oor Centurion toe. Dis waar ek vandag is en ja, ek was bevoorreg. Ek het C-span gekry en toe B-span en hierdie jaar was ek bevoorreg gewees om A-span te kry. So ja, dit is lekker gewees oor die jare journey. Lank opgehou hengel, eintlik 'n ruk opgehou hengel en toe begin ek nou weer my kop in plek gekry en ja, nou is ek in die A-span die jaar. So volgende jaar, ek sien uit na volgende jaar se SA's by Bloemhof. Ek dink dit is by Bloemhof. Ek dink jy het nou vreeslik vinnig daar verby een van die punte gegaan en ek wil vir die luisteraar sê, dis een van die redes hoekom ons gesê het dat kom ons kry vir Davie op die podcast, kom ons gesels 'n bietjie rondom met hom. Op hierdie stadium bly hy nie in Pretoria nie. Hy bly redelik ver, hy is in, jy het gesê Malalaan, Davie. Malalaan, yes, ja. Okay. So dis nie 'n ou wat by Valdam kan uitkom op 'n gereelde basis of in die normale oewers waar ons gewoonlik dan maar hengel kan uitkom nie as gevolg van die feit dat dit is net so ver. En dan het jy nou 'n besonderse goeie proef gehad as ek dit nie mis het nie, Davie. Ja, ek het Victor Ledorm gekry daar. Ek het 2 eerstes en 'n tweede. So ja, dit was lekker, ons het Leeuplaas gehengel. Wat rol was, maar dit was lekker geweest. Die geel is plaam ons maar baie daar. Maar ja, ook 'n bietjie huiswerk gedoen voor die tyd vir Steven Nel gebel en met Gideon ook gepraat op die stadium. So ja, dit was vir my net baie lekker. Die proewe en die so ek sê die geelietjies het baie gepla, maar dit was lekker. Die eerste dag het ek die eerste, tweede dag 'n eerste en die laaste dag het ek 'n tweede gekry, maar net 2 tel uit die 3 uit. Yes. Maar Davie, van ons kant af, ek net vir jou sê dis wel dan om na 'n proewe toe te gaan. Nou vir die luisteraars wat nie die proewe nie goed bywoon nie nog nooit 'n proef gehengel het nie. 'n Proef is 'n baie ernstige ding. Dit is 'n baie kompeterende ding en om in 'n span soos Gauteng Noord in te gaan.
en aansienlik minder by 'n venue toe kan gaan hengel as die ouens teen wie jy hengel, teen daai kompeterende level. Dit is 'n groot nastand, dis 'n groot agterstand. ek probeer net die suiwer Afrikaans te praat, want ons het ons verlede week nie suiwer Afrikaans gepraat nie. Dis 'n groot agterstand om te hê en om dit te oorkom en om dan 'n eerste en 'n tweede te kry. Ek dink al het jy eerste, tweede en al drie het getel, het jy tot nog steeds Victor Lorm gekry. Ja, So van ons kant af, Dawie, lekker net vir sê wel dan. Dit is 'n great prestasie. Ek kan miskien net gedaan chip net vir mense sê. Hy sê nou van die gilles wat geplaat. Maar die gilles wat hy vang, moet die mense ook onthou. Dawie is een van daai ouens as daai gil op die kant kom en sy oë so groot. Want hy trek hom ook daar van ander kant af uit. Dawie is ook een van daai manne wat definitief nog hulle is stokstraf en die lyn rek en al die goed doen. Maar ja, nee, so hy vang as hy gilles vang, beteken die gilles is daar binne op. Ja, is ek gefyn. Daai gilles nou so geplaat, het jy 'n paar van hulle uitgehaal en op die ys gesit vir daai tiervis. Ek is seker van hulle sal hulle geniet. Ja, ons vang sommer die muddies hierso. Sulke klein muddies. Was dit net van die lug af? Skus, gaan. Ek het 'n goeie jaar gehad met ons ligas ook. Was ek ook derde overall gewees die jaar met ons Gauteng Noord Liga. So ja, ek het 'n goeie seisoen gehad sover. Original Mooties represent daarom so nou en dan. En waar sou jy dit toeskryf, Dawie? Nie noodwendig nou Mooties wys nie, maar dink jy dis maar omdat jy het die gooi jou gehelp, het die dink jy dit was byte presentation of wat dink jy wat het vir jou die verskil gemaak? Oom, met die ligas was die eerste 2 dae ook leeuplaas gewees en daar was definitief die gooi en jy moes jou kol die hele tyd raak gooi. Ons het daar, ek het oor die 2 dae, ek het net 2 afstande gehad, 'n 115 en 'n 135. Het ek gehengel oor die 2 dae en dit het vir my gewerk. So ja, definitief was die gooi 'n ding gewees, veral as die wind ook opkom. So ja, en dan ek hengel, baie ouens hengel net floats, maar ek like om 'n float en 'n deeg te hengel. As dit moet sal ek sonder 'n deeg, maar ja. En vir my is dit daar's nie baie dips by my wat ek gebruik nie. Leonard moes so sê as die mense al vra waarmee hengel jou pa en dan sê sy beast, dan sê hulle nee, maar daar moet nog iets wees, dan sê ja, sy sê net nog beast. So ja, ek hengel hom baie, hy het my hierdie jaar deur en deur gedra daai dip. Ja, maar as net gou vinnig vir die mense op by die huis. So Dawie praat van hy die 2 afstande gehad, die 125 en die 135. 115. 115. Nou Dawie Ja, het gesê 115 en 135, né? Ja. Nou 135 is 'n groot gooi. Ek dink vir enigiemand wat gereeld Engels sal weet, 'n 135 is 'n groot gooi. Ek sal nie sê dit is die grootste gooi wat 'n mens kan gooi nie, maar die ding kom in om op baie 135 te kom die hele dag, irrespekte van die wind, irrespekte van wat gebeur. Dis waar die groot ding inkom. Ons sê nie Dawie se full out is 'n 135 nie. Maar die ding is, sodra dit hier in die middag kom en jy kry daai 15, 16, 17, 18 km/h wind wat van voor af waai, jy moet nog steeds op baie 135 kan hengel. En dit help nie jy begin die oggend op baie 135 en dan nie teen die einde van die dag gaan hengel jy op 120 nie. Dan sit defeating the object. So die feit dat ons sê dat Dawie is 'n ou wat gooi en van die gooi hou, is dat hy gehengel dalk op 'n 135. Maar hy kan hy 135 hengel almost irrespecte van die weerstoestande. En ek dink dis 'n ding wat 'n mens moet leer, jy moet dit kan. Want dis 'n ander tipe gevoel om in daai wind te kan staan en nog steeds daai distansies te kan gooi. En dan het jy nou al 'n paar vis gevang, so die skouertjies begin moeg word en alles word erger. In 'n geval soos waar hulle die proewe gehad het, die proewe was 3 dae in 'n ry. Vrydag, Saterdag en Sondag, as ek reg is, net Dawie. Die Saterdag, Sondag en die Maandag oom.
oor Saterdag, Sondag, Maandag. Maar in alle geval, Ja. dit is 3 dae in 'n ry. En as jy dan by jou derde dag kom en nou skielik is daai word jy vanoggend wakker en hy skouertjies is nou 'n bietjie seer van al die gooiery en goed. Jy moet maar kan vasbyt en deurdruk. Dis definitief daai konstantheid dink ek is baie belangrik. Ja, want die laaste dag op die proewe ook toe die wind so skuins van voor, maar toe waai ook hy 30 km, 35 km/h. En 'n ou het lank en daar was ek op 115 geklip en ek het toe gesien daai 115 raak ver vir as hy wind so hard waai. Van die ouens kon hom nie meer raak gegooi het nie. Ja. Ek dink dis ook iets om belangrik om in gedagte te hou. En ek weet ons het dit vir 'n feit al voorheen op die podcast gesê, maar ek gaan maar net weer eens herhaal. As 'n mens gaan oefen met casting, ek dink dit is ietsie wat 'n mens regtig redelik maklik kan oefen deur die loop van 'n maand. Jy hoef nie noodwendig al die pad val om toe te ry om te gaan gooi. En ek bedoel as jy in Boksburg, Johannesburg daar rond bly, jy kan Aston Lake toe gaan. Daar's ons klomp plekke waar jy kan gaan staan en net bietjie kan gaan gooi oefen. Moenie altyd net gaan gooi as die weer lekker is nie. Want as jy gaan oefen die hele tyd as jy gaan wag vir daai Sondagmiddag waar die wind nie waai nie, die sonnetjie skyn, jy sê vir jou vrou, jy kom van die kerk af en jy sê, "Ag, hierdie weer is so lekker, ek gaan vanmiddag bietjie gaan gooi." Right, doen dit. Moenie laat dit jou terughou nie. Maar as jy uit die kerk uitkom op die Sondagoggend, jy's by die huis en jy sien, luister, hier is nou regtig nie 'n lekker dag wat voor lê nie. Hier's lekker wind. Dit reën dalk 'n bietjie. Moenie bang wees om op daai dae uit te gaan en te gaan oefen om te gooi nie, want daai gooi in die reën, gooi in die wind, al die elemente wat ons kry van die natuur af, jy moet dit kan hanteer in 'n dag se hengel. Jy wil nie al die geld uitlê om jou bakkie vol te maak, daarom toe te ry, daarom toe te kom. Nou ewe skielik waai die wind. Wat doen jy nou? Wil jy oppak en huis toe gaan? Nee, jy wil nog steeds hengel. Maar nou het jy dit nooit geoefen nie, so nou as jy verboureer, jy hengel nou ewe skielik op 110, alhoewel jy weet jy kan 'n goeie gooi op 135. Maar jy het dit nooit geoefen nie. En dan ewe skielik kan gooi jy skeef en jy gooi af en jou hele dag is net dis omgekrap. Ja, ander Ja, ding veral as jy daai ek ook eerste gooi begin. nee, gaan jy aan Dawie? Nee, ek sê veral as jy daai eerste oggend daar kom en jy begin en jy gooi af jou eerste 2 gooi dan is jou dag klaar deur mekaar. Wat ek ook wil sê wat mense na moet kyk is baie keer gebeur dit dat mense sal soos wat Sakkie nou sê, se sien die wind waai, as hulle eers laat ons gaan vanmiddag nou 'n bietjie oefen, maar dan staan hulle so laat die wind van agter waai. Net so dat hulle vir hulle pelle maandag kan sê, "Ja, ek het daai bal op 165 of 170 gegooi." Maar dan was dit met 'n 30 km wind van agter, né? So moenie noodwendig gaan staan laat die wind van agter is nie. Gooi in die wind in. En dan die belangrikste een vir my is gaan staan laat die wind vir jou skuins van voor of jou dwars slaan. Van verskillende kante af. As 'n ou dit kan oefen, want jy sit by die dam en daai wind, ons wat regs gooi gewoonlik, as die wind bietjie van regs na links waai, gooi jy half in die wind in en hy druk jou lyn reguit. Maar as daai wind nou skielik van links na regs waai en ons gooi, dan vat hy jou bak 2 penne weg. En dan word dit weer heeltemal 'n ander storie. Hoe kry jy jou lyn vinnig reguit? Hoe kry jy al daai goed? Hoe moet jy dit hanteer? Waar moet jy staan om te gooi? Ons het actually 'n vraag gekry nou so ruk terug. Ek dink nou daaraan. Het 'n ou vir ons gevra oor die hele line management, dat ons weer 'n bietjie 'n episode moet maak rondom line management en goed so dit. So ek dink dis ook dalk iets wat ons kan bespreek. Dit wat ek dink wat pa nou daar gesê het is waarheid. Ek dink die ouens moenie met die wind agter hulle gaan staan en gooi nie. Want ek het maar so gedoen as ek hulle was. Gaan gooi 1 of 2 gooie met die wind van agter af. Neem 'n video vir TikTok. Dan post jy dit op TikTok en sê kyk hoe sterk is ek. Ek het my 180 gegooi of my 160 gegooi. Maar as jy nou klaar jou video het vir TikTok, dan draai jy om, dan begin jy regte oefening. Dan draai jy nou om en sê okay, weet jy wat ek het nou die video vir TikTok, kom ek draai nou om en ek oefen nou vir 'n actual dag se hengel. Ek maak nou 'n grappie, maar ek dink dis regtig iets wat dit is lekker om daai motivering te kry om saam met die wind te gooi. Ek het gedoen. Ek dink my pa het al gedoen. Ek dink seker al van Dawie het dit al gedoen. Ja. Dis lekker om daai stok te vat en saam met die wind eendag een keer te gooi. Ek onthou oom Skal van Breda daai Terminators van hom uitgebring 1 jaar. En
Ek het 'n stel gehad en ons het daar by Biermans gestaan, as ek dit nie mis het nie. Geweet. By buurman daar onder die huisies. En daar het een lekker wind, so reg van agter gewaai en ek het daai P5 opgesit en ek het my pa gesê, ek gaan nou daarso vir die maan gooi. ek mik nie vir die oorkant nie, ek mik vir die maan. En ek het letterlik so gestaan en ek het daai stok hier opgegooi en ek het daai 200 raak gegooi en dit is of ek het 195 of so ietsie. Nee. Dis jare terug. Ek kan nie onthou wat ek gegooi het, maar ek het een helse gooi gegooi. En dis 'n lekker feeling om te kry. Jy voel daai bietjie motivering, maar jy kan dit gaan doen vir fun, jy kan doen dit vir 'n video, maar op die einde van die dag is jy moenie daar oefen nie. Dit is nie 'n werklike representation van hoe dit is nie. Jy gaan sien die ouens wat kan gooi as daar wind van agter is, gaan hulle jou in elk geval met 20 meter outcast. Dit is maar net hoe dit is. Jy gaan 200 gooi, hulle gooi 220. Ja, met die dik lyn ook nou, soos wat jou pa gesê, die wind wat van die kant af kom. Hier by ons ons probeer 1 keer 'n week rivier toe gaan. En ek weet nie hoekom nie, maar die wind waai altyd skuins van voor af. So dit is eintlik maar 'n goeie ding wat mense nou maar leer hier met die wind die hele tyd en met die dik lyn, hy het so groot bak wat jou pa van praat. Nou, dit is ongelooflik want jy het daai bak en die ou langs jou gooi en hy gooi binne in jou bak en dan trek hy uit en hy trek jou lyn uit. So dit is maar ons my meeste goeie probeer ek in die wind skuins, omdat die wind van voor af waai skuins van voor af. En probeer ons om so gooi. En ja, soos jy sê, ons het ook al 'n 195 gegooi nou met die nuwe lyn, maar met die wind bietjie van agter af. Maar as die wind van voor af kom, ons het nou Saterdag het ons gaan gooi. Het ons net tot op 'n 180, dan kan jy kan nie verder kom nie. Maar dan gooi jy met 'n 100 gram lood, skoon lood. Oefen jy vir die vergooi is as Dawie? Nee, vir is net vir ons liga, hy is die 11de Julie. Dan is die Gauteng Noord bolgooi, so ons oefen. Ons het Sondag op die driving range gaan oefen. So ons het 'n bietjie golfballetjies laat ingegooi. Perfekte plek. Ek kan net imagine hoe hierdie ouens hier by my in Vietnam sal wees as ek as by die golf gaan opdag met 'n visstok net. Ja. So ja, ek en Aiden probeer mekaar maar bietjie jaag. Ons het die balletjie Saterdag, ek het vir my ek het ook my stokke soos jou pa gehad het. Daai extremes, ek het hulle verkoop. Dit is my grootste fout. Toe koop ek vir my ballistics. So die 13.6 ballistic gooi ons nou en 'n Phantom. En ons verste wat ons Saterdag gekry het was 'n 155. Maar jy kan in elk geval daai extreme casters kan jy nie gooi nie. Nee, hy is 'n 14 voet, jy mag hom nie gooi nie. Hy is te lank. So hulle is mos nou net 'n 13.6 wat jy nou mag gooi. En dis vir my ook een van daai goed, ons het verlede jaar daar gepraat, dit maak nie vir ons sin dat hulle 'n cap op dit sit nie. Wat is ek bedoel, as jy met 'n 18 voet stok kan gooi, go for it. Jy gaan nie 18 voet stok kry nie. Hoekom het nou limit? Hoekom daai limit opsit? Ja, kyk, aan die begin was die reëls, jy gooi met die stok waarmee jy hengel. Jy hengel. Ja, en ja, toe change hulle dit nou alles. Wat wil pa sê? Ek kan net vir die mense sê hulle kan dit maar glo as die wat dink ek skiet spek. Maar daar was tye wat ons met wat ouens 18 voet stokke gekoop het. En ek het definitief meer 18 voet stokke gesny en korter gemaak. Ek het nooit een gebou nie. En daai tyd toe ons die stokke gebou het, maar ek het 'n pophuis vol van hulle gesny en korter gemaak en oorgebou vir mense. So daai kite het nie gevlieg nie. Selfs met die 17s. Eers ek het van daai goed afgesny by die hope. Jy kan dit nie glo nie. Maar ja, die ouens het dit probeer. 16s was algemeen. 16s was vir baie jare die algemene stoklengte gewees. Veral in die tyd van die veselglas. In die tyd toe ons veselglas stokke gehad het, was Johan Keet se 16 voet supers was seker sekerlik een van die mees gewildste stokke wat daar was. Maar ja, hulle het ons gegooi met 7 pond lyn sonder 'n leader. Dan kan die mense nou maar vir hulle self dink, hoe was dit? Het pa nog pas 'n 15 voet stokke. Ja.
Ja, hulle is hier so, ek weet nie wat met hulle te doen nie. Los hulle net daar. Los hulle vir my eendag. Maak hulle korter vir boodskappe oom. Nee, Jy daar's kan drie stokke maak. Kan 3 stokke maak met daai. 'n high stok met die butt. 'n medium heavy met die voorste met die middelste gedeelte en dan 'n lekker kripperstokkie vir die Ek het verlede week weer mense gehad wat vir my gesê het, "Yes, like maar ek moet hierdie mooi bootstokke sien." Sê ek vir die mense, julle weet nou mos nou al, hoe is ek en definitief Lia. Ons al twee is so dat daai sloppies ons het is nog dan nooit maar- gegaan oor mooi nie. Ons het nog nooit gegaan oor enigiets anders nie as effektief. As 'n ding vir my effektief werk, dan werk hy. So hulle sal my moet ek weet nie wat met my moet doen nie, maar met 6 voet 6 sloppie is waarmee ek sal hengel seker van die boot af tot ek die dag dood gaan. Ek dink nie daar sal vinnig genoeg iets anders in die pad kom nie. En ons het genoeg van hulle. En ek het genoeg van hulle. So as een op 'n ongelukkige voet te kry, het En my hulle pa. maak dit nog. En hulle maak Ja. dit nog. So is 'n kwessie van Drywinkel kry toe maar net gekry. nog. En hulle is nie duur nie. En hulle is nie duur nie. En hulle breek nie. En hulle ag nee, mense. Dis ons pa se ugly sticks. Dis is ons ugly sticks. David, jy ooit my pa se ugly sticks gesien? Ja. Ja, Nee. Ek bedoel daai ugly sticks dis fenominale stokke en maak nie saak die razors is baie nice. Kyk, dis baie nice stokke. Die nuwe 10 voet stokke, dis great stokke. Nee. Maar daai ugly stick, hy ding het 'n backbone. Jy's nie bang om 'n vis te trek nie. Jy was nooit bang gewees om die stok seer te maak nie, want jy het geweet die stok is Is 'n 9 voet stokkie, dan gooi jy 'n P5 met hom met 'n bol. Want jy worry nie. Hy kan nie breek nie. Sal en nie. ons het dik babers al met hom gevang. Ons het daai stokke regtig al deur dik en dun gesit en dis 'n slappie die ugly sticks is ook nie 'n duur stok nie, net hè. Nee. Ja, maar Dit is medium. onder R1000, nie? Nee, ek weet nie meer nie. Ek het nie 'n idee in die sakkie. Maar hulle maak dit so nie lank meer. klas ugly. Ek het so lank klas ugly. Nee, ek dink hulle maak dit nog. Ek het dit maak dit bitter lank klas daarna gekyk. Sê Ag, vir my ek Dawie nog nie. Katrolle, wat gooi jy? oom, ek het nou sommer 'n Kumas, die Inceptions wat ek mee gooi. So is nie 'n duur katrol nie, maar hy werk vir my. Want Absoluut. Nee, ons die Shimano's is wat R5.500 'n katrol nou. Vir die Altegras. Ja, wat die ouens mee hengel, ja. Ja, maar dis mooi katrolle, Dawie. Yes, dis mooi. Hoe kan 'n katrol mooi wees? Ja, dis Ek kan daai Baie nog nooit mooi. verstaan nie. Dis wat ek sê. Ek soek iets wat vir my effektief is. As 'n ding 'n katrol eintlik hoofrede vir 'n katrol is 'n stoorplek vir jou lyn. Daarna soek 'n ou net iets wat 'n lekker drag het en 'n lekker bytrandingstelsel het of iets in daai lyn. Maar verder is dit En ek dink mooi mooi te wees nie. Ek dink die mooiheid kom in van dit maak 'n mens lus om dit te gebruik. Dis is 'n nuwe paar tekkies. Kyk, daai nuwe paar tekkies is dis mooi. Jy wil hulle aantrek en jy wil gaan hardloop met hulle. Nada. Sorry. Nie met hierdie choopie nie. Dan Ek kyk na my hardloop tekkies. Ek sien nou vir my vrou. Ek sê vir haar, "Eers laat ek weet hulle maak seker nog niks nie, maar eers laat dit 'n nuwe paar tekkies lyk sommer net mooi. Ek is seker vandag 'n bietjie weer hardloop as ek 'n nuwe paar tekkies koop." Maar dis ook net die eerste maand. Nou, Ja, gewoon met my tekke het daarom nou al so amper 450 kilos op. Nou, hulle sê na so 500, 600 kilos dan kan 'n mens hulle replace. So my tekke het daarom al 'n fair gedoen. fair share se hardloop ingesit. Ons het aan die kant gou vir die luisteraars net gou sê, ja, my kant is daar nou 'n paar interessante goed wat gaan gebeur nou binne die volgende rukkie. So ek het nou, ons het verlede week toe ons nou met Oom Skalk daai episode gedoen het ek die visvang het my nou weer ek kry sulke stadiums waar die visvang lus bietjie oorraai raak en dan as hy lus my eers beet kry dan is daar nou
nie veel wat ek kan doen om my lus te breek nie. En ongelukkig hier by ons die riviere kan 'n mens nie regtig hengel nie. Die besoedeling is net van so 'n aard dat jou lyne word vol plasties en dit is onhengelbaar, dis die riviere. Die damme is van so 'n aard dat hulle net die sewende ruk uit dit uit. Jy kan nie gaan hengel nie. Hulle gooi letterlik die nette hier voor jou. Dis regtig net nie 'n nice environment om by te wees nie. So jy moet regtig na verder klein dammetjies toe gaan waar die dammetjie te klein is vir hulle om te net, maar groot genoeg is waar jy actually kan gaan staan en hengel. Maar daai goed word alles gestak en goed soos dit. So dis nie dieselfde effek as in Suid-Afrika nie. So jy moet iewerste moet 'n mens 'n bietjie compromise. So toe sê ek vir my pa nee, wel ek moet gaan visvang, so ek kan maar net sowel baie te bullet en gaan. Baie te bullet en gaan vang daai groot goed wat ons hierso vang. So ek en twee van my pelle en my vrou gaan Vrydag gaan ons bietjie na Bull Arena toe, daar waar ons daai groot Mekong catfish en die Siamese karps en goed vang. Ons gaan Vrydag gaan ons bietjie soen toe. En ons weer vir ons 'n lekker plekkie daar bespreek waar ons gaan hopelik visjag. My target is om 'n 30 kg te vang. My grootste een op hierdie stadium is hy 23 kg. So as ek hom kan beat is ek happy, maar as ek daai 30 kan kry dan dis my hoop. Dan weet ek ons gaan onder andere hulle het 2 of 3 nuwe arapaimas ingesit. So hulle sit nou op ek dink 6 of 7 arapaimas in die dam. Hulle grootste arapaima is nou 110 kg wat in die dam is. So ons sal definitief op 'n stadium gaan ons met een stok uit en uit gaan vir die arapaima. Ek gaan 'n paar kurpertjies vir ons vang en daai kurpertjies oopsny. 'n bloederige kurpertjie daar vir arapaima gooi en kyk of ons nie een van hulle aan die gang kan kry nie. So opgewonde vir bietjie. Ons gaan nie net gaan net om die meikans te vang nie. Ons gaan 'n paar meikans vang en dan daarna gaan ons kyk of ons nie bietjie iets anders te kan doen nie. Dit vir ons bietjie interessant maak nie. Ek dink dis die enigste ding wat my meer sal rattle is daai barber wat ek verloor het. Hy dink van ook 'n jaar by jou pasboek. As ek so arapaima moet verloor, ek beskuip myself. Ek sê hulle daai ding nou. Hulle kleinste arapaima wat hulle nou dag gesê is net so oor die 60 kg toe hulle hom ingesit het. So hy was 60 kg toe hulle hom ingesit het en dit was 2 jaar terug. Hulle sê so 65 daar rond 70 kg en dit word gevoer. So hulle dis nie dat daar en ons weet hoeveel kurpers daar in die dam is. Hulle eet 10 to aan redelik lekker. So as hy kom ons sê dis die kleinste wat 60 kg is hy 10 to aan dubbel pa se barber se size. Vang hom eers. So. Ja, ek sê net as mense dit vang, net om dit in perspektief te sit vir size gewees. So dis regtig ek hoop net ek kan 'n Mekong vang groter as daai barber wat my pa verloor het. Dan sê ek happy. Ja, want hy barber was so groot. Ja, tussen sy oë. Ja, jy verstaan nie. Ja. Ag, sorry dad. Maar anyways, ja, so dit is ons gaan Vrydag gaan ons dit doen. My vrou kom saam, so ons gaan 'n regtig vol video maak van die dag. Ons het al die kameras saam, al die mikrofone en goed saam. So ons gaan uit en uit gaan ons gaan om 'n lekker video te maak vir julle om dit te kan sien. En onder andere dit is 'n stokpond. Ja, dan. Onder andere het jy gesê jy gaan 'n video vir die members ook maak daar, nê? Nee. Hou net geaan. Don't you quickly want to say hello to the podcast? I think you should say hello to the podcast. Come say hello to the podcast. I think so too. Just say hello. Say hello, pa. Hello, pa. Hello. Oh, Davy. And Hello. Davy. hello, Davy. I'm going to the dentist. Can I see you? Dis die big boss. Ja, so sy kom Vrydag saam om die video's te neem. Wat het pa gesê? Het pa nou gevra? Ek het nou sê ek is seker jy het gesê jy gaan daar 'n lekker video vir die members ook maak, een spesifiek een. So jy moet maar net daaraan aandag gee. Ja, ons sal 'n paar goed daarso gaan ons maar skiet. Nie neem. Ek net weer suiwer Afrikaans gebruik. So ja, dis die een ding. En dan het ek so oor so 4 weke van nou af het ek my eerste 3 kamp resies. So ek hoop julle hou vir my duim vas dat 'n mens gesond is en gehardloop kry. Die oefening gaan regtig swaar. Ek dink vir die van julle wat in enigsins in 'n sport soos hierdie is, jy raak baie keer gatvol om net te oefen.
Julle en met visvang is 'n mens in 'n bevoordeelde posisie waar jy hengel gereeld in 'n jy kan gereeld in 'n kompeterende setting hengel waar jy jouself kan opwy teen ander ouens. Waar met die driekamp is dit regtig dis so duur dat jy kan nie elke naweek of elke derde naweek of elke maand 'n kompetisie doen nie. So mens gaan vir maande net oefen en dan raak 'n mens maar 'n bietjie senuweeagtig vir daai resies wat opkom. So ek sit in daai situasie waar die nerves begin opkom. Ons sal dit aanvat. Ek weet nie hoe doen nou dit aan jouself nie, maar reg so. Ja, veral nie hierso by die enigste ding wat hier by ons sê maar die probleem is maar net die hitte. Daar wie ek sê vir my pa ons het dit was vanoggend maar weer so gewees, maar gister was dit 33 gewees hierso met 'n real feel van 41. So. Dan moet jy nou gou gaan 40 km fietser in die son. So een van die ja, maar as jy nou mos lean. Ja, die choopie is nog daar. Die choopie gaan nie weg nie. Ons eet so lekker. Jy oefen dan kom jy terug en sê nee, kyk ek het nou geoefen, so nou eet ons. Alright, kom ek dink ons spring in daai vraag wat ons gekry het van Gerard. Laat ek hom gou hierson net oopmaak dat ek hom gou vir ons kan lees. Kan julle my sien, dit? Ja. Alright, ons het 'n boodskap gekry van Gerard Pinaar. Wat sê, hi Sakkie en Barry, dankie vir die awesome podcast, julle is great. Ek is van Durban en vang meestal by Inanda Dam en ook Albert Falls. My vraag, Inanda is diep op baie plekke, is diep op plekke waar ek vang. 100 meter, so 12, 13 meter diep, op 80 meter afstand, so 8, 9 meter en 65 meter, 6 tot 7 meter diep. Meestal word gepraat van koolhengel op spesifieke distansies. Wat is 'n gemaklike diepte vir vis? So ons praat nou maar omdat ons meestal Vaaldam en die damme hier om ons hengel waar kom ons praat van klipdrif wat ook al praat ons maar meestal van afstande, nie noodwendig dieptes nie, want ons weet die oewer is maar gewoonlik redelik 'n egalige diepte. Daar's bitter min oewers waar ons hengel waar as jy op 100 meter gooi jy op meer as 3 meter lê. 3 of 4 meter water hengel. Ek dink ons bitter min oewers wat ons het met sulke diep water. Dit so kom ek gooi die vraag aan op pad, hoe affekteer diepte? Sakkie, om sommer net vir jou 'n idee te gee, dit amper in perspektief te stel. Dit wil sê dat hy is baie dieselfde omtrent as Jan van Driel daar in die sloep gedeelte. Daar sit ons in die situasie dat elke 10 meter omtrent is 'n meter diep. So dis baie dieselfde op 100 meter by Jan van Driel dan sê definitief net so oor die 10 meter. En oor die algemeen gaan ek net sê dat definitief weet jy dat as jy op 100 meter gaan hengel, gaan jy definitief nie spartel met klein visies nie. So daai 100 meter lyn en jou vis raak dit gewoond. Ons sit in dieselfde situasie by Groot Draaidam waar ons die ouens wat in daai 12, 13 meter water gelê het definitief by verre baie beter gedoen as die ouens wat vir 5 en 6 en vlakker. Paul praat nou van die boothengel met die boot. Ja, maar dit is ook naby. Ek sê maar net dat dis Paul praat van lê. Ja, ek dis wat ek sê net my Paul praat van. Maar dit was op 'n goeie distansie, absoluut. So definitief sal ek sê die 12, 13 meter gaan my nie noodwendig afsit nie. Wat ek definitief sal doen is ek sal probeer om 'n paar bolle op 'n kol te gooi en daar bietjie later dan definitief pertinent vir groter vis te gaan hengel. Die 80 meter, daai klink vir my na my styl. Dis net 'n lekker gooi distansie en dis 'n lekker diepte en jy weet jy kan daar effektief vir alles hengel. Jy kan die oggend begin. Die kolhengel is vir my maar die groot ding. Jy moet die vis net daar op by voer kry. 'n Mens moet altyd net onthou, as jy in daai diep water hengel, moet 'n mens kyk hoe jy die kol gaan maak. Ek wil nou nie te veel praat nie en sê mense weet hulle die episode is nie met my nie. Sorry Dawie, maar laat ek net gou hier verduidelik wat ek vir hulle wil sê. As jy 100 meter gooi en jy's in 12 meter water, moet jy onthou, jy gooi 100 meter en jou lyn sak so hy val nie op 100 meter of hy gaan lê nie op
Hy loop 100 meter maar is met 'n angle, né? So hy kom nader. Waar as jy byvoorbeeld 'n oop spoelhengel en jy sien jy's op 100 meter en jy gooi daai 100 meter uit en jy sien hier gaan jou merk en jy los jou bylarm oop laat daai lyn reguit afval, dan gaan jy sien dat die tyd dat jou polisman normaal lê dat hy reguit is, dan gaan jy sien jou 100 meter merk gaan heelwat uit wees omdat hy reguit afgesak het. So mense moet altyd net na daai tipe ding kyk. Moenie noodwendig een keer hom laat reguit afsak en die volgende keer hiernatoe nie, want dit kan vir jou beste part van seker 2, 3, 4 meter verskil maak. As ek dit nou sommer net kan skat. Ek kyk vir ons weer eens met die boot as ons daai hengel. As ons 'n merker het waar ons die voer gegooi het. As jy by die merker gooi en jy hou jou lyn net styf vas, dan sak daai ding so jy lê 2, 3 meter van die voer af. Waar as jy by die merker gooi en jy los hom laat hy reguit afsak, dan lê jy op die voer. So as jy jou bylarm oop los, jy gaan sien die lyn bly so aftrek en dan ewe skielik dan voel jy doep, dan stop hy. Dan weet jy nou is hy eers op die bodem. Alternatiefelik as jy op die kant sit in hengel, jy gooi en daai ding val, jy gaan in daai diep water gaan sit jou stok neer en jy sien jou lyn bly so styf. En die tyd dat jy voorkom om die polisman aan te sit, dan sien jy ewe skielik daar sak jou lyn, word jou lyn so pap, dan weet jy, hy's nou eers op die bodem. Dis maar net iets wat ek wou noem. Dawie, ek gooi daai vraag aan na jou toe, hoe sal jy dit aanvat? Jy het nou ander life experiences. Soos jou pa gesê, met die boothengel het ons altyd op by die merker, maar dan hengel jy net verby die merker. So jy hengel daai 3, 4 meter verby die merker, laat jou bol daar gaan lê, soos daai ou, ook op die diep afstand, soos daai wat hy nou sê, van 100 meter is hy 12 meter diep. Daar sal ek byvoorbeeld, maar dis my, dink sal ek 110 meter gooi, laat hy net terugkom na daai 100 meter merk toe. Omdat dit so diep is. As 'n mens vat 12 meter, dis vreeslik diep. Want as jy 12 meter omstop, as daai ding moet 12 meter afgaan, dis 'n redelike distansie wat 'n mens gaan terugkom, ja. Jy moet ook onthou, daai ding, jou lyn drop nie so nie. Jou lyn drop so. Né? So hy sak, maar daai lyn loop nog so en dis hoekom op die ouend as hy op die einde wel op die grond is, dan bly jou lyn pap word vir 'n hele ruk voordat jy daai lyn reguit het, laat hy reguit opkom na jou stok. Maar ek dink maar net hoe ek dit nou analiseer, wat my pa nou gesê het vir Gerard. Daai 80 meter, 85 meter klink vir my soos 'n golden zone. As ek kyk met die boot hoe ons nou vir jare nou al met die boot doen, ons soek daai 8, 9 meter water. Ek wil sê amper beer round. Dis vir ons nie 'n ding dat in die winter ons 'n vlakker plek soek of 'n dieper plek soek nie. In die middel van die somer is daai 8 meter vir ons vuur warm, vir daai groter Kaaps. As jy nou wel op 'n dag kom, ons weet nou, ek neem aan Durban, dit gaan nie, die koue gaan nie noodwendig 'n groot effek hê daar by julle nie. Of 'n aansienlike minder groot effek hê as wat hier by ons is, want die klimaat is totaal en al anderste. Maar as jy op 'n dag kom waar daai klein krippertjies dalk 'n ding is wat 'n mens moet teiken, dan gaan jy daai krippers definitief nie vang op die 80 meter nie, maar ek dink dit is iets wat hulle ten sal weet. So 'n mens moet, dis maar waar jy moet maar besluit wat jy wil target die dag. Wat gaan die dag wen? Gaan die groter vis die dag wen of gaan die klomp kleintjies die dag wen? So maak daai besluit wat jy gaan moet maak oor wat jy wil vang, gaan obviously nou maar bepaal waar jy hengel. Maar op die einde van die dag is die kol gooi, maak nie saak wat se distansie jy kies nie. Die kol gooi is was en bly 'n kritiese gedeelte van die hengel. So moenie dink omdat jy water diep is, jy minder hoef kol te gooi nie. Maar hou maar net in gedagte soos my pa sê, as jy bolle gaan gooi, kom ons sê jy besluit okay, jy gaan gou 10 bolle gooi op 80 meter of 85 meter. As jy daai bol gooi op 80 meter, partykeer dan kan daai bol breek voordat die bol op die grond is. Dis nie te sê dat daai bol gaan op die gewig bly tot hy onder is nie. So dit beteken jy gaan dalk voer van 75 tot en met 80 meter afhangende van waar die bol van jou gewig afkom.
So jy gaan 10-20 in daai situasie meer in 'n lyn voer as jy in 'n kol gaan voer. So dis maar net iets wat mense aan gedagte moet hou. Is dat korrek in dit? Ja, sorry Dawie. Nee, praat maar. Ek sê maar dis dieselfde maar by Valdam met die proewe toe daai wind so hard gewaai het. Jy gooi daai 115 maar daai wind druk jou lyn so dat die vis byt en dan ewe skielik gaan jy van die byt af met die wind wat so waai. En wat mense toe agtergekom het is jy loop net jy klip hom uit en dan loop jy so 3 tree agter, so 3 meter maak jy hom langer. So dan is dit eintlik 'n 118 wat jy gooi, dan gaan ewe skielik kry jy weer daai byt. Dis alof dan gaan lê hy weer op jou kol waar jy was. Want daai wind speel ook 'n groot effek van om op jou kol te bly. Ja, jy sien, 'n ander ding wat mense ook moet onthou, Sakkie, is ons het nou baie beperkte inligting rondom die hele Inanda storie. Ek weet presies waar die dam is en ek weet hoe dit lyk, maar ek het nie regtig inligting oor die dam nie. Ek weet nie of is dit 'n dam met baie jong vis of baie groot vis of min vis maar groot, daai tipe inligting. As ou daai inligting het, dan kan 'n mens definitief vir Gerard 'n baie beter antwoord gee. En as 'n mens weet wat sy doel is, gaan hy soontoe om 'n kompetisie te wen waar jy vir vangspunte hengel, waar jy wil weet hoe vang ek baie vis en maar kleiner vis miskien, of moet ek gaan vir groter vis op weet minder vis maar groter vis, daai tipe ding. 'n Mens weet nie of is dit vir sosiale doeleindes of vir kompeterende doeleindes nie. So as Gerard hierna kyk, gee my 'n lei eendag, dan gesels ons 'n bietjie daar. Ek gee glad nie om nie. Ons kan altyd 'n plan maak om bietjie inligting te help kry. Ja, soos ek het nie aangeneem het ek maar dadelik die hoe ek het gelees het is maar sosiaal vir 'n sosiale hengelaar wat daartoe gaan. Maar ja, ek dink dit is maar op die einde van die dag is dit kom alles neer op die koolhengel. Ek dink dit is maar een van daai dinge. En as jy op 'n kol hengel, doen net dit dieselfde elke keer. As jy 80 gooi en jy hou hom vas, jy's op 'n klip, laat hom elke keer sak tot onder en dan kap jy om die voer af te kry. As jy net sommer net 'n paar bolle wil gooi, of as jy voel jy gooi 80 en jy laat hom reguit afsak, doen dit elke keer sodat jy elke keer jou voer op dieselfde kol kry. Maar dis hoekom jy daarom 2 stokke het. So jy kan daarom een op 'n 100 en een op 'n 80 probeer. Ja, en toets, absoluut. Jy's 100% reg. Ja. Dawie, maar kom ons gaan kom 'n bietjie terug na jou toe. Jy sê nou julle is nou nogal Manalaan, julle een van die dae is julle weer 'n bietjie terug in die land van die lewendes, as ek dit so kan stel. Winterhengel, is dit vir jou 'n jy of 'n nee? Ek weet jy jag, so wintermaande is vir jou 'n ander game. Maar bære jy jou stok in die winter of is jy maar iemand wat maar nog steeds 'n bietjie double dabble in die visvang? Nee, ons gaan hengel nog steeds, Sakkie. In die winter ek hou van die winterhengel. Dis koud in die oggende, dis hoekom hulle oubies gemaak het, soos jou pa nou die dag gesê het. Om jou warm te hou in die oggend, maar ja, nee, winterhengel definitief. Dis vir my lekker om nog Valdam te gaan hengel veral in die winter. Want dis 'n challenging een dan om bietjie daai groter vis te vang. Man, jy vang die kleintjies ook. Valdam is maar Valdam. Ek het so gelag gesoek. Ek het so gelag die week daar. Ek kyk vir my volprogram in Australië. Nou obviously het hulle ook nou hierdie tyd van die jaar as dit nou begin die winter begin dit 'n bietjie kouer raak al by hulle ook in sekere plekke van Australië. En hulle vra vir een van die aanbieders, hy sê nou wat is jou nommer 1 go-to tip vir winterkamp? Dis sê winterkamp is nou maar baie eenvoudig. Die weer bepaal hoeveel jy drink. Nee? Hy sê van daar's 'n klein gap in jou aand waar jy genoeg gedrink het waar jy nie koud kry nie, maar jy het nog nie genoeg gedrink dat jy te warm is nie. Nee? Hy sê so daar's 'n window. Hy sê hoe vinniger jy by die window kom en hoe langer jy daai window kan laat last, hoe beter gaan jou kampsensie wees. So vir party mense gaan dit 'n halwe glasie OBS wees, vir party mense gaan dalk 2 koppies OBS wees. Dawie, ek het gesien
op Facebook gesien, julle het 'n elite gehengel by, is dit ons span of by discusspan? Waar was julle wat Leonay daai dik kaap gevang het? Ja, Leonay en Aiden het by discusspan gaan hengel oom. Okay, Daar discusspan. by Oogies. En Ja. was jy nie saam nie? Nee oom, daai dag was ons spanne aankondiging. So dis ek wou sê, want dit is vir my snaaks, laat sy op 'n foto is en jy nie. Gewoonlik Ja nee, hulle was so intoe. Aiden het die dag gewen toe daar met 14 vis, ek weet nie hoeveel kilos nie. En Leonay toe daai mooi kaap, maar daar kom mooi vis daar uit. En dis ook nie baie ver van almal af nie. Ja, ek Weet sien jy, ons kyk nogal redelike klompie toernooie wat nou deesdae daar aangebied word. Ek het die plek se naam gesien, maar ek ken die plek glad nie. ek kom, Ja. dis hoekom ek wil nou hoor. Was jy al daar of nie? Nee, nog nie oom. Ja, ek weet nie, as hulle nou vir sê reis en toe, ek het nie 'n klou waarheen ek ry nie. Ek het ook nog net die naam gesien nou. Ja, maar dis daar en- naby Oogies. Okay. En sê gee vir my, wat praat hulle? Is dit ver hengel, naby hengel? Hoe Is dit kan 'n nie groot van dam die- of 'n klein dam? Ek neem Dis aan nie dis so seker maar groot- klein. Nee, as jy so groot dam nie. Kyk, die dag toe hulle daar was daar was baie druk want daar was 3 verskillende hulle het die elite gehad toe so ouens wat 'n klapkompetisie hengel en daar was nog 'n klap daar gewees. So toe is dit baie druk op die dammetjie en Aiden moes die hele dag hy het opspoel gehengel. 'n 135, 140 het hy gehengel. Net en om nie die ouens verby aan die die ouens oorkant te gehaak nie. Nee, hy is daarom hy is daarom nou nie so Check. smal nie oom. Ja, Maar maar die nee, ouens ou vang weet nou, net glad nie. ja, maar die ouens vang nou mooi sakke vis. In die week weet ek dinge as hulle gaan bied mos baie elites nou daaraan. Ek het Erika, gesien Bokkie hulle was ook daar en Ek wou sê ek het aan die Erika hulle dis waar ek het gesien het met aan die Erika se post waar die discuspan of Weskuspan wat mense dit wat is die naam? Ons discuspan. Ja. Maar dan sal ook 'n ander plek wat net ons span is. Hy's ek dink meer na julle kant toe, nê. Ja, hy is hier so by Ermelo oom. Okay. Ja, hy's daar naby waar is wat is daai plek wat oomlig hengel Chrissies meer. Chrissies meer. Ja. Nou, hy's daar naby. Hierdie tyd van die jaar, dis dit nie ook 'n goeie idee om by 'n kleiner pan soos dit te gaan hengel nie, in plaas van by Senemagvaldam. Sakkie, mens moet net altyd kyk na die weeromstandighede. Hierdie klein dammetjies word baie keer baie vinnig beïnvloed deur weerskommeling. 'n Weersverandering het baie keer 'n vreeslike groot effek op hierdie klein dammetjies waar jy's vandag vang jy baie, vanaand kom jy 'n koue front oor, môre is daar nie 'n teken van 'n vis wat wil kou nie. Maar dit kan partykeer ook goed wees. Partykeer kom jy daar en daar's niks nie, môre is dit 'n mooi dag en dan by die vis. Dis asof die vis by daai kleiner dammetjies baie vinniger geaffekteer word en baie vinniger weer goed word. Dit ou moet maar altyd net kyk na die weer. Ja, ek moet sê dat as nou vandat ons met die podcast aan die gang is daar nou een ding wat ek nou sê wat ek regtig kan sê dat ek in 'n mate spyt is ek nooit gedoen het toe ek nou nog in Suid-Afrika was nie. En dis om na meer van hierdie venues toe te gaan. Dit was ek dink my grootste regret van daai tyd. Ek het daai tyd het ek nog steeds baie gehengel, maar ek het meestal as ek Steynsee kon gaan het was ek Steynsee geweest. As ons AV toe gegaan het ek AV toe gegaan. Ek het Leeuplaas Biermans nee, nooit. Leeuplaas Bierman nie kry sommer uitvrybaar nie. ek kry sommer so 'n grilling te daai woord uit my mond uit sê. Maar ek bedoel ons het daai Jackie Leonard, ons het daai venues het ons regtig Jan van Driel. Ek ken nie dat ek Jan van Driel kan sleg sy oor kan sleg sê nie. Ek is bly by die omganengel. Maar wat ek net sê is dat ons het baie dieselfde water oor gehengel. Ek het bitter selde 'n totaal en al 'n ander body of water aangevat en ek dink dit is so iets wat 'n mens kan wat hengel regtig vir jou kan interessant maak is om net
iets anders te doen. Ek bedoel, ons het Bloemhof. Vat Bloemhof. Bloemhof is nou maar vir ons 'n ander tipe water gewees. Elke keer toe jy by Bloemhof gekom het, was dit vir jou hierdie experience gewees. Dit was hierdie lekker ding gewees, maar dan kom jy op 'n punt waar jy het Bloemhof al so baie gehengel dat jy weet eintlik wat daar aangaan. Nee, maar dan praat ek van rode koppies wat ek nog nooit by was nie. Ek praat van harties waar ek nog nooit regtig van dit ek 'n groot adult is 'n vis gevang het in harties nie. Okay, ek het daar en daar gaan try, maar ek bedoel ek het nog nooit daar 'n vis gevang nie. Loskop het ek nog nooit 'n vis ingevang nie. Ja. Ek Maar praat jy van moet dis jy moet laat Dawie jou bronkies toe vat. ek het darmal 'n vis in bronkies gevang. Dawie vang hulle. Dis een van Dawie se plekke waar hy my elke jaar wou sleep, maar hy het net een keer reg gekry. Ek het nou vir Desember het ek 'n moontlike trip op Loskop. Ja, okay. Etienne se neef. Etienne se neefies hulle boer net so op die ander kant Loskopdam. En hulle het blykbaar een van daai groot 21 voet bassbote met 'n 250 Yummy op. Vir Mercury op. Toe sê hy vir my, ons het nou met jou gepraat, sê hy vir my Desember ek moet op gesels. Kyk, ons kyk hoe lyk hy weer dan vat ons die boot uit en dan sê hy vir hom, hy sê vir hoe hengel 'n mens Loskop. Ja, dis reg. Jy gaan bass vang. Ja. Sê vir my Dawie, die hengel daar by julle in die omgewing? Oom, ons gaan maar die meeste rivier toe. Die Watter Komati rivier? rivier. Die Komati rivier. So daar's maar alles in, daar's nog karp in, daar's geelvis in, daar's kurper in, daar's baber in, daar's paling in, tiervis. So Buddies. ja, daar's muddies, daar's so snaakse visie. Ek weet nie eens wat noem hulle daai ding nie. Dit lyk soos 'n ou oertydse visie. 'n goby noem hulle hom. Wat ook gevang word hierso. Okay. En dan drink op Oervis waarvan hy praat. Nee, ek sê ek wil kyk hoe lyk dit. En hoeveel vis kry julle dan so vir 'n dag, Dawie? Vang julle baie vis? Is dit volop? Is dit moeilike hengel? Nee, met tiervis is deesdae maklik. Jy vang klomp, maar dis daai jong tiere, daai van 300 tot 'n half kilo. Elke gooi is omtrent 'n tier wat jy vang. So jy vang jou 20 tiere vir die middag. Dit is 'n squeaker, soos 'n klipbaar. Ja, so 'n lelike ding, hy het so sakkerie onder ook op die pens. Ja. Nee, so 'n lelike vis, hy het so groot bek. En het jy nou al 'n paling gekry daarso, Dawie? Nee, nog nie. Net die ander ouens vang die palings. Oef, ek sweer ek weet nie wat ek sal doen as ek 'n paling gevang kry nie. Ek knip die lyn af. Sorry, daai strop is sommer Sê vir daar's my, baie dinge in die lewe wat ek gaan vat, maar 'n paling en daar's nie 'n manier nie. Die tiere daai tiertjies wat jy nou sê wat jy vang, met kunsaas of met aas? Nee, met aas oom hoenderhartjies. Op die bodem gooi hom en los hom of wat? Ja, jy kan hom op die bodem, so dan vat of 'n baber of 'n tier vat hom, of jy hengel hom met 'n dobber. Dat hy so Gooi hom en laat hy in die rivier dryf. Ja, dan dryf hy ja. En hoe ver gooi jy hom dan? Nee, hulle is naby die kant. Hulle is nie ver nie. 10 meter van die kant af. 10 meter dan sit ook al seker amper 2 meter diep. Okay. Pop praat van daai dobber, dat net dink aan daai Macon catfish wat ek Vrydag gaan vang. Ja. En Dawie, die karps? Nee, die karps kry die ouens meer bo, maar hulle voer ook. Hulle voer eers 'n bietjie en dan vang hulle daai karps. Ek weet vir 'n feit dat Charles Kerry, hulle is ook daar in Malala omgewing gewees, of is seker nog steeds. En ek weet daar's 'n tyd wat hulle altyd verskriklik van daai groot karps gevang het daar iewerste. Daai groot regte monsterkarps.
Weet jy daarvan of nie? Oom, ja, in die rivier het hulle die grootste kaap wat ek met die mense gepraat het hierso was 17 kilos in die rivier. Ja. En dan is hier so 'n paar plaasdamme wat jy kan gaan hengel wat die boere daar is daai 10 tot 15 kilo kaaps ook nog in. Yes, like dis Maar ja, groot. die rivier het mooi kaaps in, maar ag hulle is ook besig om deesdae die goed so te net. Ek dink dis 'n ding wat mense nie kan wegkry van nie. Dis Well, okay, hy's nou in Nelspruit. en die Suid-Afrikaners moet kom kuier in Vietnam. Kom kyk wat gebeur as jy dit ongereguleerd los of as jy dit as jy dit nie beheer soos wat mense dit moet beheer nie. Kom kuier vir my in Vietnam, maar gaan wys ek jou hoe lyk dit as 'n mens 'n dam het wat groter is as Valdam en jy kry nie 'n vis oor 1 kilo nie. So. Daai tipe van ding, dis regtig, dis hartseer om te sien hoe hulle 'n hele ekosisteem basically verwoes het net met nette. Ja. Daar wie hulle het van die stasies wat hulle nou in hierdie dam het. Hulle bou 'n huis in die middel van die dam. Op installasies het hulle die huis gebou, want hulle nou pale met 'n net. Dan elke halfuur of so dan laat gaan die paal, die net en dan val die net. En dan val die net nou onder toe, dan as hy nou onder gesak het, dan wag hy nou kom ons sê 40 minute of 50 minute. Dan tel hy net dan tel hy paal omstelselmatig weer op. Nee, dan doen hy dit die hele dag en as hy opgaan, vat al die vis wat hy binne is, vang hulle nou. Dan ry die ou met sy bootjie, dan maak hy onder die net oop, haal die vis uit, maak die ding toe, selfde ding. Die hele dag, elke 30 minute op 30 minute. Nee. So ek bedoel dis en dis nie net een nie, daar is hordes van hulle die hele dam deur. So ek bedoel daai vis kry net nie tyd om enigsins groot te word nie. Hulle kry tyd om te spawn en that's it. Ja, die ander damme wat hier in die omgewing is alles daar by Witrivier. Soos Klipkoppie en Witklippie en daai damme. Primkop waar hulle ook daai groot kaaps vang, daai 20 kilo kaaps. Ja, slag daar wie ons het nou die week was Ouen, dit was Ouen wat daai groot kaaps gevang het. Ja. So 'n bietjie so die foto's insit van daai kaaps wat hy gevang het. Sy groot sien is net so oor die 19 kg, net onder die 19 kg. Ja, net onder. Maar seker rode koppies kaaps. Ja. Ja, dis sy rode koppies. Waar is jou pa se volgende challenge met die boot by rode koppies? Yes. Ek het in die week gesien het iemand in Witbankdam ook so 'n vreeslike groot karp gevang. 19.35 of so ietsie kilos wat hulle reken is in Witbankdam gevang. Ek het nie bevestiging daarvan gekry, ek het dit maar net op 'n WhatsApp, een van die WhatsApp groepe gekry. So ja, is 'n monster as dit is vir Witbankdam. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ja, nee, ons het met die bootligas ook jare terug was dit maar jong vis, daai 2 kilo kaaps wat jy in Witbankdam ook gevang het. Dit wys 'n mens maar net dat in die somermaande as ons praat oor hengel, praat ons nie oor sulke vis nie. Dis nie 'n conversation wat opkom amper enigsins nie. So vir die hengelaars wat nou by die huis is wat nie weet wat om te doen hierdie winter nie. Doen julle self 'n guns. Leer uit my foute uit, my regret uit. Gaan maak 'n plan, kry 'n bakkie, kry 3 pelle, 4 pelle. Maak seker dat een pel nie OBS drink nie. En dan kan die res van julle lekker hengel. Kry 1 pel wat hou daarvan om koud te kry. En dan gaan hengel hulle lekker, kry vir hulle 'n lekker plekkie by die rivier. Gaan kry vir julle 'n lekker plekkie waar julle daai groot kaaps kan gaan jag. Ek dink dis nou die tyd van die jaar om dit te doen. Gaan kry daai foto's vir TikTok. As julle nie daai gooi video's op TikTok wil sit nie, gaan vang ten minste 'n groot vis op TikTok. Dit is nou die tyd van die jaar. Stem pas saam? Absoluut. Ons nou besig daarso op pa se foon. Lizet het 5 foto's gestuur van daai visie. Nou sit ek hierdie ding nie so bekyk dit. Wys hom op die skerm, dit dalk dit anders as wat myne lyk. Ek weet nie hoe gaan ek kom. Nee. Dit is so snaakse visiekie daai. Yes, like As pa hom vir my stuur dan kan ek hom vir die ouens opsit.
Het hy nie penne of goed nie? Nee, oom. Nee, so rugvin wat hy het, maar ja, dis dit, maar dis 'n lelike fisiekie. Yes, alright, the moves are back. Nee, hy het 'n baie groot bek, oom. Hy dink sluk 'n hele hart in. Sakkie, dit lyk about soos hy monk. O, Maar baie klein. O, yes. My magies. Op hierdie foto. Ja. Maar Alright. Luister, ek dink die tyd ons nou gevang. Julle het nou 'n bietjie vakansiedag, so ek het gesê dat ons dit vroeg rekord, dan kan julle ten minste die res van die dag met julle geliefdes en goed uithang. Sorry, pa se helfte van pa se familie is nou nie daar nie. So pa moet nou maar met hy maar wees. Ek moet my huiswerk doen. Dawie, dis lekker met jou te gesels. Ek is bly dat jy's weer terug op die hengel. Is lekker om jou naam weer 'n bietjie te sien. Bly om te sien jy doen weer regtig goed. Kan nie wag dat jy weer terug is, dat jy in volle force jou gewig agter die hengel kan gooi nie. Great times wat voor lê. Ons sal watch this space, ons sal seker binnekort sal ons weer met hom 'n episode doen as daai SA's Victor Ledorm uitloop. Maar ja, Dawie, dankie dat jy 'n bietjie tyd uitgehaal het op so 'n vakansiedag met ons te chat. Dit was regtig lekker. Ja, dankie vir julle, Sakkie. Dan wil ek net vir die geleentheid. Wil ek net 'n paar weer eens dankie sê vir die kamera en vir die mikrofoon en goed soos dit. Ja. Ons het intussen slim geword. Dis agtergekom die ander mense se rekenaars is definitief meeste fyn tyd op standaard, so. Ja, ag die kameras en die mikrofoon en goed so dit is se kwaliteit is 'n klein bietjie beter, maar as mens kyk na die gemak wat dit is om baie keer nie dit te stuur nie, maak dit net sin om en veral om vir Dawie nou al die pad Malalaan toe oorfone en goed te gestuur het, dit sou dit nie die moeite werd gemaak het nie. So ons vat maar eerder 'n shot op die kwaliteit so klein bietjie. Maar ek bedoel die video was vanaand great geweest, die audio was great geweest, so ek is seker van dit sal fyn wees. Maar Derek, wil 'n paar dankie sê. Dit was 'n bietjie laaste nippertjie. Ek het my pa gisteraand 6 uur hier by my gemessage, soos ek vir hom soos wat 'n pa van Dawie. Ons het ander idees gehad. Toe stuur Dawie vir my 'n WhatsApp en toe Dawie vir my die WhatsApp stuur, sê ek soos, "Ey, ek dink dis 'n conversation wat ons moet hê." So dit was ook 'n laaste nippertjie ding. Dawie, dankie dat jy so vinnig ingestem het. Dankie man. Dad, dankie dat pa het gereël het. Dis al 'n plesier. En dan sê ons vir die mense by die huis sê. Ja, en dan sê die mense by die huis sê. Get some wings, laat ek bietjie gaan werk. Vir die mense luisters by die huis, nou nie julle stokke gebeure die winter nie. Daar's nou soveel video's wat uitkom wat ek nou al gesien het van die ander manufacturers en goed so dit wat almal net sê, moenie julle stokke gebeure nie. Dit is nog steeds 'n lekker tyd van die jaar om te gaan hengel. Maak seker julle bly lekker warm, wees veilig, moenie te veel OBS drink nie, veral nie voordat jy ry nie. Maak seker dat julle maar net drink OBS in die oggend. Ja, maar hou maar net matigheid vir dan jy heeldag om nugter te word. As jy ophou. As jy nie daarvan af die brandewyn uithaal nie. Dis wat ek maar net sê, hou maar net matigheid vooroor. Dit is nie moeite werd om onder die invloed te ry nie. Jou lewe, jou familie se lewe, almal se lewens is net meer as dit werd. So hopelik sien ek julle volgende week Woensdag, selfde tyd, selfde plek. Cheers.